Ek is gek oor wysgeere se raakbeskrywing van die lewe. As Plato byvoorbeeld sê, wysheid begin met verwondering. Of Aristoteles sê, ons is wat ons herhaaldelik doen. Uitnemendheid is dus nie 'n daad nie, dis 'n gewoonte. Of Confucius wat sê, dit maak nie saak hoe stadig jy beweeg nie, jy moet net nie ophou nie. Maar die Bybel is anders. Die Bybel het ook wyshede, maar in die Bybel is daar iets anders. Kom ons kyk vandag daarna. Here, dit is so heilig, so kosbaar, as U met ons besig is, as U ons leer en ons verander. Wil U dit vandag doen? Amen. Ons lees 2 Timoteus hoofstuk 3 van vers 14 af. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Tot sover. Die hele Skrif is deur God geïnspireer. Die dinamiek van gebed is dat dit nie maar 'n geleentheid is waar ek en God bietjie inligting uitruil nie. Hy met my praat en ek vir hom my goed sê, veral ek vir hom my goed sê nie. Die doel met gebed is om ons te verander, om ons persoonlikhede te verander. En dit kan alleen gebeur as die Bybel 'n baie nou rol speel in ons gebedslewe. 'n belangrike, kritiese deel van gebed, nadat ons voorberei het om met die Here te praat, is hierdie stuk waar die Here met ons praat. En dit sê Paulus so mooi vir Timoteus oor die Skrif. Hy sê, die Bybel dis letters, maar dis letters wat lewe kry. Die hele Skrif is deur God geïnspireer. Die woord beteken God het sy asem in die Skrif ingeblaas. So as jy die Skrif lees, gebeur daar ander dinge. En daar's uiteenlopende dinge in die Skrif. Daar's ook wyshede, daar's verhale, daar's worstelings, daar's verskillende style. En in alles is daar iets fenomenaals. Daar gebeur iets as ons met die Skrif besig is. En die eerste vereiste wanneer ons met die Skrif besig is die verwagting dat hier iets groots gaan gebeur. Ek maak my maar net oop en begin lees nie. Ek stop eers, stel my in. Sê, Here, dis heilige grond. Dis 'n besondere plek. U gaan praat. U gaan met my praat. Here, ek weet dit gaan groot wees. Ek stel my nou in. Ek wag vir U stem. Die ingesteldheid op die Skrif is geweldig belangrik. Want die Skrif is krities vir ons hele lewe. Hy sê hier, die hele Skrif is deur God geïnspireer, hy het sy asem ingeblaas en het groot waarde om in die waarheid te onderrig. As ek dus met mense praat, praat ek nie snerp nie. Ek leer mense goed wat hulle waardeer en wat goed is vir hulle. Om dwaling te bestry. Ons word aan 'n klomp gemors blootgestel, strominge en sieninge. En enige iets wat iemand lyk my met selfvertroue sê, word baie keer as evangelie geneem. Dwalinge te bestry, dit te ontmasker, verkeerdhede reg te stel, my eie sienings te verander, 'n nuwe perspektief te hê, 'n nuwe insig te hê, en om 'n regte lewenswyse te kweek. Die Skrif verander ons. En ek wil vandag eintlik net een merkwaardige verhaal deel van 'n ongelooflike vrou en die rol wat die Skrif in haar lewe gespeel het om haar te bring waar sy is. Amy Carmichael is in 1867 gebore op die Ierse platteland. Haar pa David was 'n blommeplikker, blomme mark toegeneem en 'n goeie bestaan daarvan gemaak.
En Ma Catherine was 'n diep gelowige mens wat graag gebid het en vir wie Amy ontsettend respek gehad het. Van kleins af het Amy ook 'n geweldige fascinering gehad met sendelinge, mense wat na vreemde lande gaan, vreemde tale, kulture leer. En sy het onder andere van jongs af, sy het gesien dat mense op die sendingveld altyd bruin oë het, meestal. Maar sy het helder blou oë en sy het elke aand 'n gebed gebid dat die Here haar asseblief bruin oë moes gee. En sy het 'n belangrike les van kleins af geleer, dat die Here se nee net so liefdevol as sy ja is. Hy het haar nie minder lief gehad as hy nie vir haar gegee het wat sy gevra het nie. Vandag het dinge skeef geloop met David se besigheid en hy kon nie aangaan nie. Sy gesondheid het agteruit gegaan en hy is oorlede. En dit het die gesin gedwing om na Belfast toe te gaan, waar die industrie was, waar hulle moontlike bestaan kon maak. Maar dit was 'n ontsettende skok geweest. Dit was vuil geweest, die fabrieke, die mense het in ellende geleef, hulle het ook maar net tussen die fabriekswerkers geleef. Sy het in daardie tyd besef en haar ma ook dat hulle die Here net nog meer nodig het en net meer toegewyd om gevolg. En sy het begin om daar haarself te ontferm oor die sogenaamde skollies. Dit was mense gewees, die vrouens was so arm gewees, hulle kon nie hoede bekostig nie, so hulle het so 'n sjalie oor hulle kop gedra en as vreeslik op hulle neergesien, oral as hulle met hierdie goed op hulle kop geloop het. En so het sy na Boeties eenslag, 'n vrou wat 'n swaar vrag moes dra van hierdie skollies gehelp. En toe van die maats wat saam met haar in die kerk was, haar gespot dat sy haar hande met hierdie mense vuil gemaak het. En sy het toe besef gekry dat sy 'n keuse moes maak. Wil sy met edelstene goud bou of wil sy met hooi en stoppels bou? En toe besef hierdie mense met die goud is eintlik die mense met die stoppels. In daardie tyd in haar laat tienerjare het baie slegte dinge oorgekom toe sy begin ly het aan neuralgia. Dis 'n senuisiekte wat jou senu ontsteek en wat ontsettend pynlik is. Dit voel so elektriese skokke en vir dae lank was sy in die bed gewees en het sy koors gehad en was sy ontsettend siek gewees. En dit was vir haar swaar want sy het so 'n droom gehad om sendingveld toe te gaan en sy het vir die Here gesê, Here, hoekom doen U dit? U gee my 'n hart wat uitgaan, wat wil gaan na die sendingveld, maar 'n liggaam wat dit nie kan doen nie. En toe kom, en dis wat vandag so relevant is, 'n baie belangrike Bybelvers wat haar hele lewe verander. En dis een wat sy geken het, omdat sy die Bybel geken het, en hierdie vers het haar gerig aan 'n tyd toe dit swaar gegaan het, 2 Korintiërs 12 vers 9, waar Paulus ook met die Here worstel, oor 'n doring wat in sy vlees is, en wat hy so bid dat die Here het moet wegneem. En dat die Here se woorde, my genade vir jou is genoeg. My krag word in swakheid volbring. En in swakheid het sy besef, beweeg sy die naaste aan God, en ter swakheid vir haar 'n belangrike deel begin word. In 1893 kry sy toe 'n kans vir die sendingveld. Sy is Japan toe. Maar Japan was 'n ontnigtering geweest. Die taal, die kultuur en die vreemde gewoontes van die mense. En toe haar gesondheid, weens die slegte omstandighede wat sy beleef het, haar gesondheid geweldig agteruit gegaan. En sy het meer as ooit koorsaanvalle gekry met die neuralgia gesukkel. En sy is na 15 maande terug Engeland toe. En dit was vir haar swaar geweest. Het gevoel of sy die Here versaak het, of sy hierdie verbintenis gehad het wat sy nie kon volhou nie. Maar die Here het in daardie tyd met haar gewerk. En in 2 jaar later, 1895, is sy Indië toe. En Indië was vir haar 'n geweldige skok geweest. Die manier hoe die mense leef, die verstikkende rook, die stof en die olielampe wat lê, die swaar reuk wat heeltyd daar is. Maar in alles het sy 'n fascinering met die mense begin kry en 'n liefde vir hulle gehad en besef sy gaan nie hier weg nie. En sy wou soos 'n Indiër lyk. So sy het natuurlik hulle klere gedra, hulle taal geleer. Maar sy het ook haar vel met koffie geverf om so bruin moontlik te wees om soos hulle te kan lyk. Sy het besluit dat sy nie as 'n westeling tussen hulle wil wees nie.
Sy wou 'n Indiër wees, sy wou deel van hulle wees. Die lewe in Indië was swaar geweest. Hulle het 'n geweldige ellende geleef, daar was muskiete geweest. Haar eie gesondheidsuitdagings, sy het baie gesukkel met haar siektes. Maar dit het haar net meer toegewyd gemaak. In Indië het sy begin bewus word van iets baie onheiligs. Is net gefluister tussen mense, iets van dogtertjies wat na tempels toe gaan en gode gewy word. En dit was maar net stories gewees wat sy so op die strate gehoor het. Die mense het gefluister daaroor tot een aand, toe daar 'n dogtertjie, laat die aand, hamer aan haar deur, Pina, tenger, klein dogtertjie, seker skaars 7 jaar oud, wat ontsettend verskrik en getraumatiseer is en vra asseblief kan sy inkom. En sy toe van 'n nabygeleë tempel op 'n muur kon ontvlug en het soontoe gehardloop. Daar het sy bewus geword van wat eintlik aan die gang is. Devadashi is die gewoonte wat daar was waar hulle dogtertjies aan gode gewy het en wat na tempels toe moes gaan en met die gode moes trou. En nou ja, dit het tot die verskriklikste misbruike aanleiding gegee deur die priesters. En sy het vir daai dogtertjie gesê, jy's veilig, jy kan hier bly, niks sal jou ooit van my wegneem nie. Maar sy het nie die praktyk besef nie. Volgende dag is die priesters daar, hulle sê dat sy die kind gesteel het, hulle eis dat sy teruggaan. En die mense kom in opstand toe hulle sien hierdie priesters is die probleem met hierdie vrou. Die mense gooi haar in klippe, skree op haar, maar sy staan net vas, sê sy sal hierdie kind nie laat gaan nie. Soos die tyd aanstap het meer en meer kinders gekom. En mense het in die nag kinders soontoe begin smokkel, maas wat dogtertjies soontoe gebring het en sê asseblief sorg net vir hierdie kinders. En sy het toe by Donawar, die plek waar hulle was, het sy na hierdie mense begin omsien. Hulle het swaar gekry, hulle het niks gehad nie, hulle het in armoede, ellende eintlik geleef, maar gebruik wat hulle kon, palmblare, en hulle huise van modder gebou, hulle het maar op die grond geslaap. Maar met tyd het mense van haar begin kennis neem. En die ander kenmerkende ding van Donawar was, ten spyte van die eenvoud, was as jy daar kom, daar 'n ongelooflike vreugde en 'n geluk en 'n dankbaarheid, 'n aansteeklike lewe. En dit het mense baie aangegryp. Met Amy het dit baie swaar gegaan. Haar gesondheid, sy het koorsaanvalle gekry, baie met malaria gesukkel, die neuralgia het haar ontsettend gepla. Sy het toe begin skryf oor haar omstandighede. En toe het mense van haar begin kennis neem en het dit beter met hulle begin gaan, het mense van die buiteland vir hulle goed begin stuur. 1912 is daar 'n hofsaak waar sy formeel aangekla is van kinderontvoering. En dit was 'n moeilike hofsaak waar die priesters hulle saak kom stel het en waar die owerhede agterdogtig was oor wat is hierdie ding wat die priesters so kwaad maak. Maar toe die kinders begin getuig van wat met hulle gebeur, hoe dit in die tempels gegaan het, wat by haar gebeur het die hele houding verander en het hulle ongelooflik positief geraak. Is sy totaal vrygespreek en is sy in staat gestel om aan te gaan. En toe het sy baie donasies van buite begin kry en ontsettend ontwikkel. Skole begin waar hierdie kinders geleer lees en skryf het. 'n Hospitaal begin. Groentetuine begin. Hulle was totaal selfversorgend geweest en die atmosfeer was ongelooflik. Dit was regtig soos 'n lig op 'n berg. En die Here het dit ongelooflik geseën. Die kerk het dramaties gegroei. Mense het die Here begin volg. In 1931 het sy 'n baie groot terugslag gehad toe sy haar heup gebreek het en sy hulle dit nie kon regmaak nie en sy toe in 'n rolstoel, tussen 'n rolstoel en 'n bed basies geleef het. En dit het veroorsaak dat mense toe na haar gekom het en daar getuig is oor die vrede wat hulle ervaar het, hoe sy na hulle geluister het, hoe sy hulle ondersteun het, vir hulle gebid het. En in daardie tyd het sy ontsettend baie geskryf. Opleidingsstof vir hulle, geestelike stof, het sy boeke geskryf vir die mense in die buiteland oor die werk en is daar oorweldigende ondersteuning gewees tot 1951 toe sy op 83-jarige ouderdom oorlede is. Hierdie vrou wat eintlik nie 'n kans gehad het nie, wat niks kon doen nie. Hierdie een wat op water, soos Petrus op water geloop het, maar toe bly loop het
toe die skrik kom, toe die onsekerheid, die siekte en goed kom, toe het sy iets gehad wat hulle het aangaan het. En wat het hulle het aangaan toe Petrus gesink het? Die woord. Dit wat in die Bybel gestaan het, het die vrou besiel om teen alle omstandighede in reguit aan te gaan, op te staan, vorentoe te gaan, te beïnvloed, die wêreld te verander. Dis wat die Bybel doen. Dis wat lees van die Bybel doen. Dis iets wat ek vir kort rukkie doen voor ek aangaan nie. Dis iets wat ek doen wat my lewe verander. En daarom lees ons die Bybel. Daarom is die woord belangrik as ons bid. Is dit vir my belangrik om in die woord te sit, deur die woord gevorm te word. Here, dankie vir hoe u werk. Dankie dat ons weet dat hierdie die waarheid is. U verander mense. U laat hulle teen die natuur in dinge doen. Al sou hulle siek wees, is hulle sterk. Al sou hulle swaar kry, verloor hulle nooit moed nie. Dis u wat dit doen. En dankie vir u geduld met ons, wanneer ons sukkel en swaar kry. Dankie vir u woord. Dankie vir u self. Ons het u lief en ons aanbid u. Amen.